So, welkom hier so by ons nuwe studio. En by iGrove, is baie lekker om julle almal hier so te hê. Veral na, ons almal ken julle eintlik. Nou, want julle is van ons gemeenskap af. En toe is dit nou hierdie niggie storie. En toe is almal soos, waar gaan dit? So, Tannie Ria, eers met Tannie begin, want Tannie het nou afspraak om. Ja, kom. So, Tannie was getroud gewees aan Andre. Met Andre, ja. Okay. Kan Tannie vir ons 'n bietjie vertel van hoe Tannie hulle ontmoet, eerste van alles? En hoe oud was Tannie hulle gewees toe dit begin het? Toe die liefdesverhaal begin het? Ek was 17 en hy was 19. En ons het op 'n huispartytjie ontmoet. Hy was net in Vogel, hy was eers in Nylstroom. Hy was op 'n grenspos dink ek gestasioneer, naby Nylstroom. Dis 'n tuinplaas nie. Tuinplaas, ja. En toe het hy van tuinplaas af Vogel toe gekom. Want toe het sy ouers in Vogel gebly, toe kom hy soontoe en toe bly hy by hulle. En toe is ons een aand, want daar, as ons by die huispartytjies is, ons daar baie van die polismanne ook gewees. En toe kom hy een aand saam en ons het net oogkontak gemaak en dit was net, toe is dit verby. Maar was hy toe al klaar in die polisie gewees? Ja, toe het hy al van die grens afgekom. Ja. Toe was al die eerste slag grens toe. Hy was die 5de Januarie 66 was hy 15. En die volgende jaar, toe hy 16 word, is hy college toe, police college toe. En daai het hulle 'n jaar gegaan en hy het teruggekom, hy was net 'n rukkie op tuinplaas, toe word hy grens toe gestuur. En maar was Andre se pa of iemand ook in die polisie gewees? Nee, niemand. So ja, sy oupa was 'n polisieman gewees. Hy het nog onder die wit lissies geval. Ja. In daai tyd en ek het gesien julle het 'n stuk in die koerant oor die Boereoorlog wat eintlik baie interessant is dat sy oupa Grootjie was eintlik sy oupa Grootjie wat in die polisie was. Hy was gedwing gewees op daai tyd, want dis na die Boereoorlog gewees wat die Engelse invloed nog verskriklik was. So die Afrikaner het nie regtig baie werksopportunities gehad, as ek dit so kan sê. So toe is hy gedwing om polisie toe te gaan. En sy pa, my oupa Grootjie se pa, was so kwaad vir hom gewees oor dit, want toe moes hy onder die Engelse regering gaan werk. Ons het nou 'n bietjie met jou ma gepraat, met julle ma gepraat. En wat baie min mense weet, is daar's 3 van julle eintlik. En maar net 2 van julle is in die storie, in die reeks. Hoekom is dit? Ek dink Andre het dit vir my laaste beste verduideliking gegee. So ek wil weet hoekom is net julle 2 feature daar? Tweedens, hoe dit gebeur? Vertel vir ons julle die run-up. Ek weet nie wat een van julle gaan vir ons vertel nie, maar die run-up van hoe dit begin, hoe die hele reeks begin. En wie is die regisseur? Hy is die hele klein neef. As ek reg onthou, maar verduidelik dit daai, want almal ken nou die series, maar hulle weet nie hoe pas Isabel ook in nie, en hoe het dit begin nie, en wie is Willem? En ook, jy het vir my gesê, daar's nie net Isabel nie, daar's 5 ander mense wat ook uitgelaat is. Kyk, daar's 3 families in die storie, né? En hulle almal het omtrent 4 of 5 kinders. Dit is wat hulle gedoen het ons net nou gehoor. Ja. En dit was net te veel mense om rolverdelings te gee en baie van dit was kinders. En hulle sê hulle kan nie so lank met kinders werk op 'n stel nie. Die budget was ook net die budget was ook net so groot gewees vir die. Kyk, ek dink toe die hele ding begin het, dis wat ons gehoor by Willem, het hulle nie gedink dit gaan so groot sukses wees. Kyk, hulle het gehoop vir sukses, maar hulle het nie besef dit gaan so groot ding word nie. En Willem is julle klein neef. Yes. Hy is Poppy. Gustav Fouché is met Max getroud. Max en Gustav is Willem se oupa en ouma gewees. En Poppy, hulle dogter, is Willem se ma. Ek het nou 'n stukkie al gekyk, nou wat ek roof kyk nou maar bietjie, want so ek het 'n meisie wat
sy ouers DStv het en dan roof kyk. Nou, she's a keeper. Ja, definitief. Okay, wat ons skryp vir nie pas. Okay. So ek het nou 'n stukkie gekyk en al wat ek onthou is Poppy was die mooi enetjie wat uit die kar het geklim het en vir Gustaf gesê het sy loop na huis toe. Yes, dis korrek. Maar nou moet jy onthou, So sy was Willem se ma. yes, Willem is die ou wat die show gemaak het. yes. Nou in die Forsie se kant is hulle eintlik, hulle is 4 kinders. Wag, verduidelik dit gou die 3 families, né? Ja. Dis die Fouries en julle is ook ons is van die Ons is die Fouries. maar Klippe Venter is eintlik Klippe Fourie en Isabel Fourie. Ja. Okay. Ja. So as ons kyk, is die 3 families, die Fouries, die Forsies en die Nels. Okay. By die Forsies was hulle 4 kinders. Dit is Steven, hy is die oudste seun gewees. Dan was dit Chrismy, wat die tweede oudste sussie was. En dan was dit Poppy. En dan die jongetjie is Isonel. Dis hulle 4 kinders wat hulle gehad het. Dan as jy kom na die Fouries toe, hierso sit ons. Ja. En dis Klippe, Isabel en Andrei. En dan as jy na die Nelle toe gegaan het, dit was oom David en hy het jy sal in die reeks ook hoor, hy praat van die sussie wat oorlede is, wat Nelly was. Nou hulle was 'n tweeling gewees. Hulle albei het in die vroeë jare het hulle polio opgetel. Oom David het dit oorleef, maar toe sy tweelingsuster oorlede, Nelly. So sy is nie in die show. Nee, maar dit was ook 'n baie hartseer storie vir die Nelle gewees. En kyk, dit is nou tannie Ouses en oom Henning in die reeks se kinders. Okay. Petrus Ja. ma en pa. So dan was dit om David en die sussie Nelly, wat nou Nelly obviously nou oorlede is. En dan was dit Andries. nee, Dries. nee, daar's iemand tussenin. Andries, dit was dat baie vroeër in die Moore plaasgevind het al oorlede is, wat se naam Nenaatjie was. So hulle was 'n tweeling gewees oom David en die Nena. En hulle het albei polio gekry en Nena is oorlede van die polio, maar oom David het dit toe oorleef. Dan die tweede oudste kind was tannie Henda. Dis nou Henda wat ook in die reeks is. Sy was die oudste dogter van die familie. En dan was daar nog 'n boetie Andries. Hy's ook deel van die Nelle gewees, hy's die een boetie gewees. En dan obviously Petro, die een wat vermoor is van die niggies in die reeks, ja. So obviously die 2 niggies wat vermoor is 'n Nel en 'n Fourie. Yes. Okay. Waar die derde familie ingekom in die ding in? Gustaf. Ja, Ja. Ja. aangetroud. Ja, kyk, Hy was getroud met my oupa, Dries se suster. ja, Max. ja, wat Max is. Sy's die tweede jongste kind gewees. En hulle het hom verdink, né? Initially, hoekom? Okay, wag, voordat ons daar uitkom. Hoe het dit nou gebeur dat Willem het nou besluit hy gaan die reeks doen? Né? Dit was in COVID tyd gewees, wat hy kontak met ons gemaak het. En hy wil graag kom toestemming vra het om hierdie storie te skryf. Want ek dink dit was 'n beter tyd gewees om dit te doen, want toe is al die rolspelers nou oorlede. En dis 'n storie wat so aanklank gevind het by almal in die familie. Ons familie was baie vreemd geweest wat ek kan onthou as 'n kind is almal het altyd gepraat oor die storie en dan wil hulle meer praat en dan bly hulle tjoek stil. En dit wat ons geweet het van die storie was van my ma wat vir ons vertel het. So Willem hulle het presies dieselfde ding gedoen. En hy sê nee, dit was net vir hom 'n storie wat hy moes vertel het, want al die meisies in ons familie is so geraak deur dit dat ons is soos goud opgepas. Ja, en daar's baie meer meisies kom ek agter, né? Ja, ons is meer meisies as seuns daar. En dit is amper, hulle praat van daai generational trauma. Dit was so iets gewees wat met ons gebeur het en hy sê hy wou net hierdie storie skryf. Obviously het almal sonder werk gesit en hy sê hy het toe nou tyd gehad om hierdie ding te doen en hy het begin skryf. Hy het ons kontak gemaak en hy en 'n vriendin het by ons kom kuier en hy het ook vir ons begin uitvra oor dingetjies oor my pa en Swan en toe sê hy vir ons luister, hulle gaan probeer om van hierdie dinge 'n reeks te maak. En hulle het goedkeuring by Kyknet gekry. En toe begin hy ons nou te vertel van stories dat ons nou 'n bietjie vleis kan aansit in al hierdie dinge. Ja, en
Is dit vir die tassie vanaand nou? Ja, Yes. toe sit ons met soos wat ons so gesit en gesels het, toe begin ons te praat en hy vra toe of ons enige dokumentasie of films of iets het. En in daai oomblik, toe my pa oorlede was, het hy 'n klomp van sy goed vir ons gegee. En ons het daar deur gegaan en daai tassie het vir lank in my garage gestaan by die huis. En op 'n stadium toe moes iemand 'n taak maak. Ek dink Liam moes 'n taak maak oor verskillende digitale media en goed, nê. En toe sê ek, hy weet van die tassie met die films. Hy wil net eensaam stuur skool toe laat hulle kan sien hoe lyk hy, nê. Dit was so iets gewees, ja. Maar het julle geweet wat op die films is? Nee, toe ons dit oopmaak, die tas oopmaak, nê. Ons het toe nou daaroor gepraat en ons sê vir hom, luister, ons het hier die tassie. Daar's films in. Hy sê, "Jesus, nee, hy sal graag dit wil hê." So my broer ry toe die volgende dag om die tassie vir hulle te gee. Maar ons het hom nie opgemaak nie en toe hy hom oopmaak, toe staan Issy. So dit was regtig. Dit was nie hulle het dit Ja. nie so gemaak en jy sê dit was real. Dis genuine, ons staan Dis genuine, daar staan Issy. Dis die tassie wat sy, daai tassie is op die stel. Jy kan hom Ja. sien as jy die daar by haar skoolrokkie. En ek onthou nog Willem vat dit toe en hy het dit toe vir ons digitalized, ja. En hier kry my pa en sy sussie en my ouma hulle almal lewe vir ons, né? En jy sal sien dit is die media wat so agter haar Ja. as die credits opkom. Daai kom dit was alles wat hulle by ons Regtig gekry het. film. Ja. So was daai tassie Issy se skooltassie. yes. Ja. Ja. En al die tyd wat jy dit gehad het julle maar net seker net maar 'n bietjie gekuier. So kyk, ek het opgemaak. Ek kan onthou, ek kan onthou as 'n kind het my oupa 'n film gehad, maar ons het nooit besef hy het van die goede op 'n videotape gesit, jy onthou, 'n Yes. VHS tape. Ons het van dit op 'n 8mm projektor ook gekyk. Ja, maar ons het nooit besef dit is Wanneer was dit? Daar was familie tussenin en hulle vakansies. Foto's en vakansies en so dit was nie alles net oor die moord gewees. nee, dit was eintlik 'n skatkis want hy het van daai films gebruik om die mense se kleredrag, die karre wat hulle gehad het. Ek meen julle sal sien dit gee jou heimwee van al die Ou geboue, ou sulke huise gelyk het en ja, dit is verskriklik goed uitgebeeld die terugdags en hulle het al daai goeders op daai media gekry wat hy gehad het. Wow. Ja. Okay. Ja, so So toe het hy na die tas vat. Yes. ja, en hy's toe nou weg met hom en hy stuur vir ons die media en hy sê al nou moet hy saam met die span met die produksie werk. Hy sê maar dit was hom so 'n eerie gevoel gewees want hier is sy ma, hy's gebombardeer met al hierdie goed. Hy sê hy lê in die aande in die bed, dan weet hy daai kassie is daar, die tassie is daar in 'n kas. Hy sê dan dis asof daai tassie so neon gloei. Hy sê dit is net waar hy sy inspirasie gekry het. Hierdie storie skree om geskryf te word. Willem sê toe hy die eerste keer van hierdie storie gehoor het. Onthou hy was hy 5 jaar oud en hy het op sy ma se skoot in die sitkamer gesit. En ewe skielik is al die mense wat in die sitkamer is op die televisie en dit was wel my kon nie verstaan wat gebeur nie want dis toe nou by die eerste hofverskyning van die mense wat hulle gearresteer het. Hy sê en toe besef hy hier's iets groters hier aan die gang. En Maar hy's nog 'n klein seentjie. Ja. En hy het soos wat hy nou groter geword het, het hy nou weer die stories gehoor en toe besef hy dat sy oupa het baie swaar gekry in die familie. Want hy was op die lys van verdagtes gewees. En Dis nou Gustaf. yes, Ja, maar dit was net omrede sy plaas reg langs die moordtoneel was. Sy en hy plaas het het by gaan hy was op die soekspan gewees. So dit was alles goedjies wat leidrade gegee het en wat gewys het, yes, okay, hierdie ou kan wel Moontlik. moontlik gewees, is ja. daar. En Maar ook ek dink hy was die hy was al stiefpa, né? Nee, Ja. As 'n regte was 'n pa. regte pa. Willem het dit ook geskryf om sy oupa se naam net in ere te herstel. Want omdat hy as die verdagte geïdentifiseer is, het almal naderhand begin dink, hoorie maar het hy dalk nou nie iets te doen hiermee gehad nie en hy is naderhand soos 'n swart skaap
uitgeskryf uit die familie uit. En obviously het hy hom ook maar oorgegee aan drank en rook. Maar is sy naam toe herstel op die ou einde? Voordat hy dood is? Ja, ek glo so. As jy gaan kyk, daar's baie familiereunies nog na die tyd weer, want ek weet dis baie vrae wat opkom, wat ek gelees het van die publiek af. Daar's baie familiereunies nog gereël weer na die tyd, waar die hele familie almal bymekaar gekom het en lekker goeie tye gehad het. Kyk, ek dink so 'n ding sal maar altyd 'n ou iets in jou agterkop wees met families, maar ek dink hulle het oor dit hulle dit maar een kant toe geskuif om vrede te bewaar, ja. Is die reeks nou al klaar? Vanaand. Is die laaste. Okay, cool. So ons gaan nou geen spoilers hê vir die mense nie. Maar hoekom het al 3 van julle in die polisie ingegaan? Is dit as gevolg van jou ma en pa wat in die polisie was? My pa het geglo dat die beste werk vir 'n vrou in die hospitaal of in die is 'n verpleegster of jy's 'n onderwyser of jy's ja. En sy verwysingsraamwerk was net polisie. So ek het nog gekom met drome van ek wil universiteit toe gaan of so. Toe sê hy nee, jy's lank geskryf by die polisie college. Ja, so hy het my ingesweer. Net daarna is my suster met skool klaar en sy het ook sommer ingeval. Dis Isabel wat nooit praat, nie? Maar sy gaan net nou praat. Ja. Jy sou Hulle pak jou nie 'n beer. Ja, kan jy asseblief net dalk 'n bietjie? Ja. take the mic away from me. Okay, my ondervinding met dit is wat jy vra. Van kind af. Onthou ek is nou 'n seentjie, so dit was vir my bietjie meer 'n aantrekking gewees die polisie en so. Jy weet soos jy pa wees. Ja, en dit was ook die ding van hy het hierdie liefde by ons geskep vir kriminologie. Jy weet dit was altyd vir my as persoon, ek weet nie van hulle nie, maar vir my was dit 'n verskriklike interessante ding. En ek wil ook baie graag polisie toe gegaan het en toe ek die kans kon kry om te gaan toe die inname toe. So dit hulle twee die laaste plekke gevat. Dit lyk vir my so. Hulle het gesê hulle soek nie nog iemand wat so baie soos Klippa praat nie. Hulle kan ons die room van die korrupsie as hulle dit sien. Ja. Ja, so dit het my gedwing toe nou om die kans te kry om gevangenisdienste te gaan of nou vandag se tyd korrektiewe dienste. En wat vir my eintlik baie nice is want ek sit tans in die posisie waar ek fisies met dit werk wat ek kan sien wat hy ou gedoen het en bietjie dieper as die normale bewaarder of beampte kan sien wat die ou gedoen het. En dan ja. Okay, so ons weet nou hoekom is Klippa en Andre in die polisie. Isabel, speak into the mic please. Ja, jy is in forensies in, nou. Ja. Maar hoe dit gebeur? Jy van die begin af as die eerste konstabel weer Nee, ek is nooit polisiekollegie soos Klippa nie. Ek het maar besluit nie, ek sal maar net soos 'n burgerlike word. Maar soos hy gesê het, my pa het vir ons gesê, hoorie, dis waar julle gaan. En julle, ek wil nie hoor julle wil dokters of dit word nie. Julle gaan polisie toe. Ja, so toe het ek net gesê nee, ek wil nie in die mag self wees nie. So ek is 'n burgerlike, so ek het saam met my pa by die speurtak gewerk. In Zanine het hy so rukkie hier gewerk en in Liestrigard het ek saam met hom gewerk. En ja, daar's hy op medies ongeskik het hy gegaan. En ja, soos ek sê, ek het in Zanine wat ek saam met hom gewerk het, baie anderste gesien, anderste mense as wat hy by die huis was. En is allebei Liestrigard, moet ek sê, ja. So jy het saam met hom gewerk op daai reeksmoordenaar saak. Toe het jy al saam met hom gewerk. Ja, in Liestrigard, ja. En wat doen jy nou vandag? Ek is nou vandag by Zanini, so by die PKRS, LCRC in Engels. So wat ons werk maar met vingerafdrukke en so ons gaan basies uit as iemand dood is en as iemand by jou huis inbreek dan. So jy's genuine NCIS of CIS. Ja, maar soos ek sê,
Die groot ding is net dit is kyk die vandag se mag en daai tyd se mag is twee verskillende tye. Ja. So ja, hier moet jy maar volgens reëls werk. Daai tyd kon jy maar bietjie bend. En hoeveel keer kom jy op 'n toneel af waar mense wat nie regtig weet wat hulle doen nie soos bystanders, né, wat die toneel besmet. Maak dit jou werk obviously baie moeiliker want nou moet jy 6 verskillende vingerafdrukke vat en analiseer. Ek is ongelukkig nie daar in die buitekant nie. Ek is maar die ou wat binnekant en ons capture maar die data wat ons kry van die bystand ou af. So verwerk ons maar die vingerafdrukke en so. So ja, maar mens kry dit maar en maar dit soos ek sê in vandag se tyd soos ons almal weet, die polisie probeer hulle bes by goeters. Ons het nie altyd al die tools vir dit nie. Ja. Maar ja, soos ek sê, dit is maar 'n ding van jy moet gebore wees vir dit, sal ek sê. Ja. Dit is die liefde, jy is nie daar vir die geld nie. En Klippe, jy is uit die polisie uit. Ja, ek was 15 jaar in die polisie van 1994 of nee, 1990 en ek is in 2005 is ek uit die polisie uit. En ek probeer nou boer. Ja, En Anton was ook in die polisie gewees, Ja. jou man. hy was ook by die PKRS. Ja. Ja, hy het vir lank eens in was hy 'n deskundige gewees wat uitgegaan het op tonele en goed. Ja, hy het Is julle van weird goed gesien. Okay, so julle twee boere nou, jy is nog steeds in die gevangenisdiens. Ja, ek het in einde 1996 het ek aangesluit en toe is ek college toe. Wat jy nou jou prakties doen en goed en toevallig was ek by my opleiding gekry by Sonderwater Ja. gevangenis. En van daar af toe is ek uitgeplaas terug na Trigar toe. Wat ek toe daar baie lank gewerk het en deur al die poste en strukture gegaan het. En baie geleer het van die tronk en dinge gesien en goed. En toe het hulle eens aan die nuwe tronk wat eintlik 10 jaar terug moes Ja, oopmaak. ek wil net sê die een wat 2 keer geopen is. Ja. So ek het eers begin werk in hierdie singtronkie. Ons het daar vasgeplant Ja. 3 keer. Ja. Ek was 2 keer by die opening. Oh, well done. 4 jaar uit mekaar uit. Yes, ja. Toe het ek hiernatoe gekom, toe was dit nog hierdie singtronk geweest. Waar die ouens so deur die dak ontsnap het, Yes. opes by die kombuis, ja. Absoluut. Die eetsaal. En Daar in Joost van Orde se erf in. ja. En toe het ek daar het ek op die case management committee was ek die chairperson geweest. En toe het hierdie nuwe tronk oopgemaak en ek is nog steeds by daai betrokke by die paroolraad en so aan. So ja, dis waar ek tot dis waar nog steeds is. En dan is dit interessant, het julle al ooit geval gehad wat jy iemand sien in die tronk wat jou sussie in die tronk gesit het? Man, ja, dis baie interessant, né? Ja, ons praat nog die hele tyd van die reeksmoordenaar. Ek het die geleentheid gehad toe ek net begin het om daai reeksmoordenaar op te pas. Daai een wat die- die Trigar. Yes. So julle het saamgewerk, almal van julle, op die wel nie saamgewerk nie. Eventueel het julle almal te doen gekry met dieselfde ou. 'n stukkie iewerste Ja. met iets te doen gehad. So, ja. Okay, ek wil nog 'n bietjie praat oor niggies ook weer. Daar's 'n stuk wat vir my baie interessant is, toe jy by my huis kom kuier het. Jy en jou ma. Toe het ons gekyk na foto's en daar's 'n foto van jou pa wat so geskeurde foto is. Ja. En dit is die een in die reeks wat jou ouma opgeskeer het. Yes. Okay, hoekom het dit gebeur? Is dit soos in die reeks? Dit is kwaad, dit hom benei. Kyk, ek dink hulle sal my kan back up hierso. My ouma was 'n verbitterde mens gewees, as ek dit so kan sê. Nie dat sy all bad was nie. Kyk, ons was baie lief vir haar, maar sy was 'n verbitterde mens met wat met haar gebeur het. En as jy 'n bietjie verder gaan kyk, haar groot word gedeelte. Mens moet altyd bietjie vooruit ook kyk wat gebeur het. Ek meen sy was 'n kind gewees wat haar pa eintlik 'n uur was wat in die Boereoorlog
hiernatoe gekom het om teen ons te veg. Mm. So en toe het my ouma grootjie of wat ook al verlief geraak op die uur en hulle het 2 kinders gehad saam, sy het 2 kinders saam met die uur gehad wat die uur se man net weggeraak het op een dag. Mm. En toe het my ouma se ma seker net nie kans gesien om alleen die kinders groot te maak nie. En sy het hulle opgegee vir pleegsorg en as ek nie verkeerd sê. So ek dink sy het altyd daai ding in haar kop gehad van Van 'n grudge. ja, dis 'n grudge en dis 'n bietjie van sy was nie aanvaar deur mense nie. Dit is baie rondgeskuif tussen families. En dit is ek dink nie sy het groot geword met liefde Ja. en sekuriteit nie. Hmm. En toe sy nou met my oupa trou en hulle het 2 kinders, toe is dit haar domein. Dit was haar lewe was vervul gewees. En ag, mens kan seker sê sy het dalk 'n mens voel mos maar anders te oor jou kinders. En sy het ek dink omdat Isie so 'n mooi dogtertjie was sy maar die blou oogappel gewees van Maar julle ouma was 'n baie mooi vrou ook. As ek kyk na die foto's, sy het mooi. She was a feud. Ja. sy is baie sy het 'n baie striking look aan haar Ja. gehad. Ja. En so ook Isie. Ja. Daar Wel ek mense kan net 'n bietjie van die foto's sien, maar Ja, mense het baie opgemerk hoe mooi sy was, want sy het hierdie blou oë gehad met blonde hare en baie mooi gelaatstrekke. Ja, so nou eintlik die vraag wat jy gevra het is oor die foto. So dit was 'n bietjie van 'n agtergrond en wat ek dink toe sy nou met my oupa trou en hierdie gesinnetjie het, dit soos my sussie sê, dit was haar domein gewees, dit was haar koninkrykie gewees wat sy bymekaar wou gehad het. En toe dit uitmekaar uitgeruk word, ja, die verloor sy dit. ek dink sy het dit heeltemal verloor en ek dink is net ek verdedig haar glad nie in opsigte van dit nie, maar ek dink is net die menslike ding hoe 'n mens reageer op so iets as daar so skok is, want dit is haar kind en sy het antwoorde gesoek en sy het almal blameer en Hoekom het jy 'n paar die foto by hom gehad? Is dit maar 'n foto wat hy by hom gedraai het vir hom en sy sussie? ek dink die foto was eintlik Isie se foto gewees. Ja. Dis op 'n vakansie geneem. Ja. Ja. En so toe het hy dit by haar seker maar by haar eiendom gevat nadat alles Skrein haar dood. ja. En hy het dit by hom gehou as 'n momentum, jy weet, momentum. En ek dink dis al wat hy het gevoel, dis al wat hy nog oor het van haar. En dan moet jy onthou, die storie is hulle sou gaan swem het. En my ouma het hom gesê om na hulle om te sien. En soos wat 'n 15-jarige seun is, hy was nou nie lus die hele tyd om hy het hulle hy het gesê hoor hy gaan vooruit. Ja. Hulle loop te stadig, hy sal hulle later Ja, Malaities is maar so. Ja. En jou sussie pla jou. Ja. En dis wat 'n kind sal doen. Ek meen 'n ouer kan nie sy verantwoordelikheid op 'n kind my ouma moes eintlik saam gegaan het. Weet. En ek dink op daai stadium vir jou vrou oor die foto wat geskeur is, was dit so seer. Sy wil iemand seer gemaak het. Sy wil hê hulle wil iemand moet met hou met die skuld kry. Sy het uitgelash. En my pa as hy het geweet as hy die foto opskeer gaan dit hom baie seer maak en sy wil hom terugkry. En dit is ook 'n baie menslike manier van 'n response. Dit is ek seer. Ja. Hm? Ek het 'n intendele koerantberig wat jy eintlik sien daai gevoel teenoor daai man Tron. Sy sal hom as hy nou gelewe het, sy sal hom nooit in haar hele lewe vergewe het nie. Want sy sê dit in daai koerantberig ook. My oupa was altyd die ek sou nie sê die pleaser nie, die peacemaker. Hy wou al vir die ou gebid het en sulke goede. Maar wat my ouma gesê het, sy stem nie saam mee. Sy sal hom nooit vergewe wat hy ooit aan hulle familie gedoen het en aan haar kind. Dit sal net nooit wees nie. So sy daai verbitterde haat in haar gehad. Wat ook verstaanbaar is. Dit is so, ek dink hoe sal enige persoon voel Ja, nee. as dit met jou kind gebeur? Dit is 'n ander ding wat ek wil weet is was jou ouma en oupa was hulle nog lewendig geweest toe daai ou in die hof verskyn het? Yes, hulle was ja. Ek het ook foto's van dit.
Maar hulle was ook toen al oud geweest. Like, Hulle was seker so in hulle 60's dalk, né? Nee. Nee, is 50. 50's. En dan 50. ek vergeet ook, want onthou in daai tyd het die mense op like 16 getrou, Ja, 14 getrou, Mm, weet. mm. Okay, en dink julle dit vir jou oupa en ouma 'n bietjie berusting gegee toe daai ou in die hof verskyn? Tot 'n mate toe seker. Onthou dit was daar was 'n ek dink hulle glo tot hulle dood toe dat dit net een was wat gevang was. Ja, want Want obvious, hulle was 2 en is altyd daai een wat weggekom het. En dis maklik vir die ou wat lewe om alles op die dooie te pak. So ons weet nog presies nie of hy die een was wat hy het gesê hy het die verkrachting gedoen, maar hy het nie die skietwerk gedoen nie. Daai vraag sal nooit opgelos word Ja. nie. dit is soos ek vir jou ma gesê het ook toe ons daar by my huis gesit het. Dis eintlik 'n bietjie van 'n cop-out, né? Yes, presies. Want dis mos nou maklik, jy boetie kan nie praat nie, hy is dood. Mm. So nou kan iemand net maar sê nee, dit was hy. Dit was eintlik alles hy, maar ek voel nou so skuldig. So hy het maar wat 10 jaar gekry, né? Ja, maar dit later in die appelsaak het hy dit na 6 jaar toeval. Ja. Maar En dit was ek dink dis wat haar nog meer verbitter gemaak het want sy kon nie ek weet nie of ek dink baie keer as mense so erg verbitterd is al het hulle hom gehang as hulle hom kon hang sou dit nie sou maar nie teruggebring het nie. Maar hoe het dit jou pa affekteer? Dit is waar die hele storie begin. ja, Ons moes eintlik daar begin het want as kind het hulle al die blame op hom geplaas. Dis sy skuld, hy het nie gekyk nie. En vir 'n 15-jarige kind om daai skuld te dra, dit moet verskriklik wees. En dis hoekom hy beloof het hy gaan alles in sy vermoë doen. Hy het sy hele menswees daar gestop, sy kindwees het daar gestop en hy het oorgegaan. Hy wou eintlik nie eers 'n polisieman word nie. ja. Ek weet nie hy wou 'n dokter, ja, hy wou 'n dokter geword het. Maar hy het besluit hy gaan sy lewe op hul sit en hy gaan polisie toe gaan om daai mense te vang. En ek beloof jou dit was solank as wat ons 3 hom ken. Was dit En sy Dit was absoluut sy missie gewees. Hy het aan niks anders. Maar dit kan ek dink dit dryf 'n mens se niel, né? Dit kan jou mal maak dink ek. Wel, ek dink ja. Wel. En wel ons het dit so op 'n manier gesien. Maar dink julle dat hy het 'n klomp woede saam met hom gedra? alles in 'n baie slegte tyd gebore, nee, dit was net oorlog. Hy sy Ja, binnelands en buitelandse. ja, Ja, onthou hy was 17 toe sy die eerste keer grensoorlog toe. hy het hierdie gewelddadige moord oorleef of herleef van sy suster en sy niggie waar hy verantwoordelik was vir hulle. Hy het hierdie verskriklike verantwoordelikheidsin op hom gehad, hè? Ja. En daar was nie trauma counselling daai Nee, tyd. of daai Soos tyd. lag. Nee. En dan die ergste van alles is as jy nou ek het koerante van dit. Een van sy maats wat saam met hom op die grens was as 'n 17-jarige Ja. kind. Dis Het Dani Dani Ja. de Tooi is langsom doodgeskiet. in 'n loopgraaf. Ja. 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 Ja, by die koerant sê dit bietjie anders, maar ja, dit is in daai Dit is 'n verskriklike klomp goed wat hier gebeur op so jong ouderdom, né? Ouers. Ja. So En dis nog sonder die apartheidjare se Ja. stres wat nog besig is om te ontvou. Ja, en dis wat ek jou nou wil sê is jy vra wat se impak het die moord en die oorlog en alles op hom gehad. Ek weet sy was al uit die huis uit gewees en sy het so rukkie by ons nog gebly na skool. Ek was so nog aan die hoërskool gewees. So ek het so elke tweede aand het ek Angola beleef. En ek saam met hom gaan beklei in die gange, want dan het hy nou, jy weet hy het die storie Eels die storie jokkie oor dit, met sy pille en sulke goed. Het hy in hierdie Ja, ek was hallusinasies ingegaan wat hy in oorlog is. En onthou, nou vir my as 'n jong laaitie moet jy nou daai man uit dit gaan uitruk uit sy oorlog uit, jy weet. So dit was scary. Ek meen vir my as ek seentjie was dit scary geweest. Maar tog het dit my as persoon en ek dink ons almal, dit het ons baie sterker mense gemaak. as 'n pa, hoe dit gewerk? Hoe was hy as 'n pa? hoorie Was hy streng?
Hy was baie streng. Hy Maar liefdevol nog steeds sekerlik. ja, maar sy liefde was onsekuriteit. Ja. Hy het sy liefde probeer, hy sal nooit vir ons gesê het, hy sal liewerste 'n grap gemaak het voordat hy vir jou gesê het hy's lief vir jou. Ja. Die feit dat hy daar was om ons te beskerm, dit was sy liefde. Dis hoe hy sy liefde vir ons bewys het. Wel, Joe, ek kan jou een ding sê, ek wou nie een van my suster se boyfriend gewees het. Nee, ek weet Wat nie. kom vra, Ja. wat ek kan onthou op skooljare het klippe na oukies haar kom uitvra. Toe sê sy, jy sal vir my pa moet vra, want ek gaan hom nie kan vir jy my pa sal jou graag al self wil ontmoet. En my pa daai ou so op sy senuwees gehad, toe hy vir Klippe die eerste keer die deur oopmaak en die deur toemaak, is daai ou so gerattel dat hy my suster se hare in die deur toe geslaan het. So En dit was sy O ja, big hair. Yes, Hy sê net, joh, nee, sy hart, hy het gesê, ek onthou ons het gaan fliek en hy het vir my so nat gesweete KitKat in die hand gedruk. Ek sê, luister, ek hou baie van jou, maar ek sien nie wie kon so my te kom gaan. Jou pa gaan my doodmaak. Maar waar het julle toe gebly? Was dit eens nie? Nee, Phalaborwa. Phalaborwa. ja. Waar in Phalaborwa het julle gebly? Het julle buite op 'n plot gebly of het julle in die dorp self Nee, gebly? in die dorp self, Jansen single. Janskies. Ja, En julle onthou, Phalaborwa is actually a special. dis baie. Nee, mense is ook baie special. Wat vir my Hy het daar een van sy eerste huise gekoop. Ons het altyd vir R70 sê. Ja. Ons het daar altyd in staatshuis gebly waar Ons te toe. Ja. Loop jy so deur die bosse en dan sê, en my pa was so excited en dis ook wat ons sê hy was soos 'n kind geweest, né? Ja. Ons het nog in 'n staatshuis gebly van die polisie daar. en kom Toe koop hy daai huis. Toe sê hy vanaand gaan ons in hierdie nuwe huis slaap wat hy gekoop het. Daar's nie meubels. sê ons moet net met matrasse en 'n kers gaan slaap. Dit was 'n balies gelyk. Ja, maar die Met daai matrasse bo die trap, ja. En so het ons toe oorgeslaap by een aand by daai huis. Was een van julle in Franse toe gewees of nie? Ja, ek was. Ja. My pa was 'n ou wat jou altyd sou kom help het. Hy sal jou eers uittrap en vir jou vertel hoe teleurgesteld aan jou is, maar dan sal hy het altyd ons belange op sy hart gedra en hy was baie lief. Op sy vreemde manier was hy baie lief vir ons gewees, né? Ons praat van goed wat hy ons geleer het. Ons het nou nog gepraat van die polisiebyeenkomste waar die mense so moet gaan hardloop en toutrek en goed, né? So dit was sy motto dat ek die langafstande moet wen. Nou, ek was in standaard 3, dink ek, né? Nou bly ons nog daar in Utrecht. Dan maak hy my wakker vroegie op en dan sê hy, kom, vandag gaan jy die 2.5 hardloop, want dit was die 2.5. Dan sê ek, maar waar, die skool is net 'n 400. Hy sê, nee, ons gaan nie skool toe nie. Jy moet die ware storie ervaar terwyl jy oefen sodat jy gewoond kan raak daaraan. Dan vat hy my, dan ry hy met die staatskar uit op 'n grondpad. Dan praat hy op die PA-sisteem en sê hy, goed, op jou merke gereed en dan skiet hy. Dan moet ek hardloop. En sê hy vir 'n live dra. Ja, letterlik. Ja nee. Dan hardloop hy, dan los hy my, dan moet ek in die oggendure op die grondpad hardloop. Anders nou dat ek vir hom voor die tyd baie vra. Hy sê, "Wat se vraag is dit? Jy moet net reguit hardloop totdat jy by die eindstreep kom." En net voor die ander daar uitkom. Ja. So dis hoe ek geleer het om en ek hou nog steeds ek het baie van hardloop gehou. Ek stap nou, maar dit was net hoe hy ons geleer het om sulke tipe goed, wat ek gedink het hy's mal. Ek het gedink ek gaan doodgaan want ek gaan hom nooit weer sien nie. Maar soos 'n goeie pa het hy daarom altyd net gaan stop en gesien, jy weet, waar is ek en of ek dit doen en ek het gewen. Was dit live rounds geskied? Ja, nee. Sark, né? Ja. Hy was 'n verskriklike tergees. Ja. Hy sal byvoorbeeld dan sal hy sê vir ons nee, hy wil ons skool toe vat. Nou dan ons maat so excited want ons ry elke dag in 'n polisiekar skool toe. Maar vertel bietjie wat ek eintlik doen. Ja, Isabel, vertel bietjie gou ons gryp hy my. Nee, hy het ons afgelaai by die skool en toe ons so uitklim en so oploop na die kinders toe, maar ons was altyd laat. Nee, en dan staan almal al aangetrainde, dan ons klim so uit en dan vat hy die PA-system en sê, "Baba Klippe, papie is lief vir jou." En dan, "Isabel, lekker dag vir jou." En vir Boetie, "Boetie, mooi loop."
En dan ons kruip so in daar, ons kry so skaam. Hy is oncool. Ja, en dan die kinders, ja, jou pa is cool. Like, Ek dink my pa was baie gelief in die gemeenskap waar hy gewerk het. As ek nou net so vinnig terugdink, in Soekmekaar was daar ook 'n voorval gewees wat ook 'n plaasaanval, daar is daai tyd wat die plaasaanvalle baie was. Wat ons op 'n funksie was en ons het gekuier en iemand het na my toe gekom en sê, hoorie, was jou pa nie Andrei Fourie wat die plaasaanval op Soekmekaar hanteer het nie. Ek sê nee, yes, ek weet nie. En sê nee, dit moet wees. En toe ons by die huis kom, toe vra ek my ma. Toe sê sy nee, hy was betrokke daarbey. So daar's baie goed wat ons nie van weet wat mense hom ervaar het nie. Maar een ding wat ek kan sê, wat hy gedoen het en wie hy aangeraak het, was altyd 'n goeie punt. Hy het baie positiewe goed vir mense gedoen, al was hy nie altyd daar vir ons. Wat ek jou kan vertel van Frans se toy is, ook van my pa. Miskien sal jy dit onthou as jy dalk Daar ooit was op 'n stadium 'n gijslaars situasie daar gewees. Van 'n skoolier wat een van die onderwyseresse aangehou het in die klaskamer met 'n pistool. yes, dit lyk 'n klokkie, maar En ek was nog seker staan 5. ja. En toe my pa was die persoon wat daai ouetjie gaan uithaal het. Ja. In Frans se toy in daai klaskamer, ja. Ja. So dis ook my saam Ja, of ja, ons dis- vergeet ja. het wat hy So. gesê het, ja. Hier's een van my oud onderwyseresse hier in die dorp, Juffrou Reyneke. Is ook bekende. Sy was ook een van my onderwysers Ja, gewees. ja. Ja. En ons het eendag net so, ek het gaan stene en klip koop vir 'n bouprojek en toe ons daar aankom, begin ons so te praat en sy sê ja, ons lees vir familie uit en sy sê, oh, was dit jou pa daai gewees? Ek sê ja, nee, dit was hy. Sy sê jy weet, daai was die bangste dag in almal se lewe gewees en hy het dit so goed hanteer. Hy het 'n ouetjie wat anyway kon gegaan het, nê? Het hy afgepraat. En sy sê sy wil nie hy gewees het toe hy uit die kamer uitloop daar nie. Wat toe's alle hel kom. Ek gaan dit nie doen. Ja, jammer. Ja, ek kon net sê dat sy net terugskyk want die tyd raak nou tyd stap aan vir Tannie. Is daar enige ander sake wat Tannie kan onthou wat uitstaan? Jare terug. Ek klip jy mag. Kan ek dit? Sy het dit so vroeër gesê, sy het by die landdroskantoor gewerk in Palaborwa. Maar ja, Nou, in Palaborwa, dit was hier ook in die 90's. die landerskantoor en die polisiestasie is reg Laas mekaar en Nog steeds. Ja, is nog steeds Ja. nie vir. En my ma was betrokke by die kinderhof gewees. Ja. Deur die nag het hierdie klagte ingekom by die aanklagtekantoor. Ek was self 'n konstabel in die aanklagtekantoor beheerkamer en ons het net gehoor van hierdie verskriklike toneel, hierdie moord waar die mense op was en dit was skokkend geweest want dit was toe nou 'n jong dametjie van 15 jaar oud wat hulle tuinjong 'n kontrak mee gesluit het om haar ma of eintlik net haar ma te vermoor. Okay, maar die rede vir dit. Sy was 15 en sy het 'n boyfriend gehad van 25. En haar ouers het nie die verhouding goedgekeur nie. Goedgekeur. Toe koop Dis sy dit die klink vir my tuin, baie bekend. ja, toe koop sy die tuin om met 'n 'n raad. radio. Dit sê nee, sy moet nog iets gee. Jy weet ek weet nie wat dit ja, sy Sy- dink sy het geld gegee of nog En iets. hy het saam mekaar geslaap. Ja, Ja, ja. geslaap. En die sleutels vir hom gelos in die kombuis. Dis nou die 15-jarige meisie Ja, wat vir die tuinjong die sleutels dis gelos ja, het. die sleutels gelos vir hom. Sy En het 'n byl gevat en vir hom gesê Vlijmskerp. vlamskerp gemaak en hom daar geberre en vir haar gesê my pa slaap aan die linkerkant en my ma aan die regterkant. Ek wil nie jy moet my pa doodmaak nie. My ma's die probleem. En die wat sy nie geweet het nie. Haar ouers het daai aand Lekker draai. lekker geruil want die pa het gekla sy rug geseel of iets. En die man het in die kamer ingekom en die opdrag uitgevoer. Maar dit was 'n bloedbad want hy die tannie toe nou sy's toe nou 'n bietjie groter en sy kon hom toe nou met hom beklei en haarself verweer, maar hy die oom verskriklik seer gemaak. Hy het hom Met amper sy kop afgekap en amper afgekap. En Anton sê dit wat hy was toe al by PKRS gewees en hy sê
dit was een van die skokkendste tonele wat hy gesien het, want die matras was Dis was hy ook, ja. gedeurweek, nee, die bloedspatsels teen die muur, en soos hulle probeer wegkom het. En hy het van die begin af gesê, luister, iets maak nie sin nie vir hom nie. My pa het gesê, hoor, iets is nie reg op hierdie toneel nie. Hierdie is net nie, hy het nie daai voorgevoel gehad. En hulle het haar toe begin vra op die toneel, want sy was toe nou daar verskriklik hartseer. En Soos hy het wat net jy gesê, vir my is. ja, en hy het net gesê, luister, ons moet daar inbring, sy weet meer as wat sy voorgee, want sy was baie koud en kil, en omdat ek het weet, hulle het haar ingebring, en sy was klipharde gat, sy wil nie 'n woordjie sê nie, nee. Sy het die hele tyd net so gesit, eers in die ouens daar ondervra, en niks uit haar uit gekry nie, nee. En is toe naderhand al 2-3 dae wat dit so aangaan. En my pa toe net op oomblik besluit, kaptein Fourie, luister, hy neem nou oor. En hy ruk die ouetjie daar uit die kantoor uit en sê, luister, ons is besig om baie tyd te mors, hierdie saak gaan koud word. Hy het ingegaan, en ek weet nie of hy 'n paar warm klappe uitgedeel het of wat nie, en soos met 'n pa met haar gepraat, en binne 'n uur het hulle 'n bekentenis gehad. Sy was gebreek in trane, en sy selle toe, en my ma, toe moet ons haar, ons moet haar, hulle het haar selle toe gevat, en toe moet sy weer uitkom, vir haar eerste hofverskyning. Ek moes toe saam met haar gaan, maar Jessie, sy was 'n verskriklike koue kil, haar oë was dood. As ek vir jou sê, daai wat hulle sê, cool and conniving, sy het alles, man, punt vir punt, het sy dit beplan, sy het self daai moord beplan. En ons moes na haar kyk in die aanklagte kantoor, en al wat ek kon onthou is, sy het net so gestaar. Jy het gevra of sy wil koffie. Ek gou regtig. Ja nee, dis een van die goed wat by my spook in my polisieloopbaan, daai koue kilnis van 'n 15-jarige kind. Sy was 'n calm, collected en accountable vir dit wat sy gedoen het. Maar wat het met haar gebeur? Sy, ja, Ek het Jy mag nou weer gesaam. ja, so, sy was by die polisie, nee, ek het by die landerskantoor. ja, so, Toe sy haar eerste hofverskyning, obvious as jy so iets aanvang, dan gaan jy vir 'n maand na 'n sielkundige inrigting Ja. toe. En op wie kry toe die geluk om haar deur te vat? Ek en sy. maar nou, Moes jy dit ry met haar? ja, Waant die Wespuppies of iets? Sy ons moes al sy is die polisieman en ek as die Ja. verteenwoordiger van die kinderhof. nou moet jy in gedagte hou, ek het in 1989 matriek geskryf, hierdie het in 92 dink ek gebeur, 90 of 92, So jy is nie baie ouer as sy nie. ek dink ek was 17. Hier sit ek, en nou begin ons te bestuur, en sy is hier agter vasgeboei, en jy is ook maar bang om te kyk, jy weet, want jy weet nie, wat sien jy nie, en so stop ons, man, ek dink is in Oorigstad stop ons, sy moes Leidenburg toe gaan, of Standerton toe, daar was 'n inrigting vir meisies, en sy sê, nee, sy wil badkamer toe gaan, en nou, ek sê, okay, nee, ek sal saam met jou gaan, sy sê, nee, sy gaan alleen loop, ek sê, nee, ek gaan saam met jou loop, en ons loop saam, en sy sê vir my, in die badkamer nie, maar sy wil haar boeie afval, want hoe gaan sy, ek sê vir haar, luister, daar's nog nie 'n manier dat dit gaan gebeur nie, of jy piepie in die kar, maar jy word nie losgemaak nie. Of van jy GP. Letterlik en vergeet. Ja, maar daar is al klaar, toe kom ek agter, luister, sy het planne, sy weet haar kraans gaan Dis brand. nog die eerste keer wat sy praat, Ja, dis die eerste keer wat sy toe sê, hoor, wat sy met ons praat. wat sy met ons praat. Dit was 'n senitergende rit, maar net die feit dat mens gesien het dat haar brein werk, sy was dalk stil, maar haar brein was die hele tyd wakker en planne gemaak, né? En ek het toe ons in die kar terugklim, dit het vir my ma gesê, luister, ry nou, ons stop nie weer nie, en ek het my pistool uitgehaal en hom gekok, en ek het so gesit met hom, want toe weet ek, ons is in fiets. Sy het 'n Bang wat sy moontlik kon doen. ja, weet, hoorie, sy's 'n boei, die boei is voorvas gemaak. Ja, en Sy kan maklik haar arms oordruk en jou verwrig. ja, jy weet, ons was toe 'n bietjie meer alert, want ons het eers gedink, luister, kom ons, miskien kan ons nog inligting uit kry, en ons het maar gepraat soos wat ons nou hier sit te gesels, né? Maar ja,
Die kriminaliteit was daar gewees en sy het planne beraam. Ek dink daar was iets wat sy in die mou sou voer. Maar ja, toe sy nou sien ons is bietjie meer paraat, toe stop ons. Maar toe, wat het gebeur toe ons daar al ingevat het daar het iets gebeur. Ek kan nie onthou nie, maar ek kan onthou dat iets Ja, gebeur. toe ons aflaai en ons praat met die persoon met wie ons daar moet oorgee en ons het daar afgeteken. Toe staan helse commotion daar binne. Toe besef sy natuurlik, luister, Daar gaan sy eers nou dis nou so, dinge raak nou ernstig. tot 'n punt. En ja, en ek en my ma was baie bewerig toe ons teruggery het en ek het vir haar gesê, luister, dit was nou regtig die eerste keer wat ek met 'n cold-blooded calculated moordenaar Lennis gaan. doen gehad het. En die feit wat my gevang het is dat sy 2 jaar ouer as ek. Ja. En soos ek sê, jonger, 2 jaar jonger as ek en daai kyk in daai kind se oë. Terugleiding gehad het dan nie? Met die reeks verkragter. Maar dan het 'n ander storie wat Tannie eers wil vertel. Ja. Moord op 'n plaas gewees. Clouds End. Jy kan ook onthou van dit. Jy was omtrent Ludwig. Op Clouds End het dis was 'n oom en tannie en hulle het geld in die kluis gehad want ek weet nie, dit kan nie onthou met wat uit met beeste geboer. En op 'n stadium toe kry hulle 'n boodskap dat daar was op die plaas is daar 2 mense vermoor. En hulle is huis toe uit so toe. Toe kom hulle op die oom en tannie af wat dood is. Die tannie was verskriklik verniel. Sy het want hulle moes praat, hulle wou die kluis se sleutel hê. En die ou mense wou nie die kluis se sleutel gee nie want daar was baie kontant in die kluis. Toe het hulle die ou man doodgemartel. En toe vat hulle haar. Hulle het haar verskriklik verniel. Hulle het beesdip in haar keel afgegooi. Laat sy moet praat. En obviously het hulle nou maar later vertel waar is die sleutel en hulle het al die kontant uit die kluis uitgehaal met die vuurwapens goed wat daar was en op die vlug geslaan. Agter 'n paar maande na dit toe kom hulle agter dit is die huishulp wat die inligting uitgegee het. En hulle het haar weer gevat en vir haar goed geroer en toe het sy gepraat en gesê wie die mense is wat dit gedoen het. En wanneer was dit omtrent geweest dan? 19 hoeveel? Is in die 90's gewees. Ja. Ja, dit was in die vroeë 90's. En hy het daai saak opgelos, al daai mense almal gekry en hulle is almal terug toe. Maar ek kan myself insien dalk dat hy oor sy 2 dogters verskriklik beskermend was, want ek dink in 'n manier ook hy sien seker vir Isie ook in julle 2. Ja. So ek dink as 'n pa, ek dink hy was verskriklik oor julle 2 geweest. Ek weet nie was hy oor jou ook, maar nie so erg dalk nie. Nee. Ja, my baby is 5 jaar. Ja, hy is 7, daar's 7 jaar en ja, dis 'n verskil. 5 Ek dink Andre is die oudste en dan Nee, dis van sonskade. Dis sonskade later. Ek moet sê, ek dink my pa was baie erg op ons. En jy moes nie vir hom gesê het jy's 9 uur by die huis en jy's net 2 minute laat nie. Kyk, jy het niks gehad om te explain nie. Kyk, hy's net so verby. Ja, maar hy was verskriklik erg. As hy vir jou gesê het 10 uur, dan moet jy nie eens probeer negotiate vir 11 uur nie. Ja. 10 uur was sy tyd en bewaar jou siel as jy nie 10 uur is en dan as jy dink jy kom nog van daai plek af uit, dan wag hy vir jou daar buite. So ja, nee, hy was erg. En die ander ding wat hy gedoen het is, né? Hy was so tipe persoon, hè. Hy was so lief vir ons dat as jy sien hom op die voor met jou fiets ry en jy val en jy kom aan jy huil nou oor jou been, dan wil hy jou eers 'n pak slag gee omdat jy seer gekry het en dan sal jy na die tyd vra, is jy okay? Ja. Dis hoe hy sy liefde gewys het. Maar dis wat hom so special gemaak het. Ek weet hy's net iets van homself, hy's iets op sy eie gewees. waar is of wanneer is jou pa oorlede?
2010. 2010 in Januarie. Hy is inteendeel 2 dae na sy 2 dae na sy verjaarsdag oorlede. En dit is opvallend want die ander verdagte wat gespring het, wat selfmoord gepleeg het. Hy is ook in Januarie Ja, Yes. ook die en dan 7de, is hulle is in Januarie vermoor. Yes. Ja. So dit was net 'n opvallende observasie wat nou nie eintlik dis maar net 'n weird coincidence. Ja, okay. ja. Maar waar is Isela se graf? Die graf is in Oendalsrus. Dis nog steeds daar. Yes, in Oendalsrus, ja. Kyk, en sy, ekskuus Lippa, en sy isie Petrus se ma en pa is reg agter die 2 niggies begrawe. O, Ja. Kyk, eintlik die hele Fourie en Forsius en hulle is meeste van hulle is daar begrawe in Oendalsrus. Oendalsrus. En Ja. hoe het julle in Oendalsrus geëindig? Hoe het jou paal daar geëindig? Is dit van Zambia afgekom? Yes. Ja, hulle daar eintlik begin. Ja, maar ek meen, hoe het hulle soos daar opgeëindig? Hulle was in Zambia en toe het daai burgeroorlog daar mos daar uitgebreek. En toe het hulle 24 uur gevlug met net die klere aan hulle lyf en geld wat hulle bymekaar kon maak. En hulle het teruggekom na Oendalsrus toe, want dis waar al my oupa se broers en susters was. O, so is 'n Almal support was netwerk. Ja. En my oupa hulle was 24 uur in die land. Toe het hulle die meisies gaan swem en toe is hulle ontvoer en vermoor. En my oupa het omtrent eers ek dink hy het nog gesukkel 'n week Ja. Volgens 3 dae. 3 dae het hy gesukkel om terug te kom. So hy was nog nie even in Suid-Afrika gewees nie. Nee, hy het basies net die kinders hy het hulle gebring en toe sy weer terug. O, En toe terwyl hy teruggery het, is hulle vermoor. ek dink dit was ook terrible, né? Ja. En om terug te kom, my ouma het op 'n stadium hom verwyd en die familie het vir ons op my pa se begrafnis vertel dat my ouma nie elke dag nie, maar kort vir my pa gesê het, jy weet, die Here het die verkeerde kind gevat en sulke goed. En as kind verstaan jy nie wat se seer jou pa het nie. En soos ek sê, ons het baie van my pa gehoor die dag toe my pa sy begrafnis is. En soos dan begin die puzzle vir jou makliker in mekaar pas. Hoekom jou pa so streng was met jou? Dis daai angs wat hy gehad het, gaan sy kind huis toe kom of sulke goed. En dan besef mens dit beter om te dink, jy kan nie jou indink wat hy elke dag van sy lewe moes deurgaan nie. En 'n ma wat onvoorwaardelik lief moet wees vir 'n kind, het hom basies verwyd. En dis soos wat sy sê, tot die dag van sy dood. Ja. Sy was verskriklik. Die feit dat hy jy het gehoor my ma sê hulle het baie agter haar skoonouers aangetrek. Ek dink hy wou die hele tyd regmaak. Hy wou regmaak en hy wou homself bewys het. Ja. En Dis eintlik dis hartverskeurend. Dit is en Maar hulle het my ouma en my pa en hy skrikkelike love-hate relationship gehad. Ek weet hulle daar was groot bekleierery al gewees as hulle twee, maar ons sal dit laat. Maar party wat my laat lag het was, jy weet nou bring ek my vriend nou kom kuier ons by my pa. En dis toe ek werk daar al en my ouma bly toe saam met hom. En hy sê ons gaan nou vleis braai en hy het vir ouma gevra, het ons vleis laat ons kan braai. En sy sê toe ja. Nou weet ek weet nie of sy dit as prins gedoen het of dit maar net die tipe mens is wat sy was nie. En toe die kole nou éventueel reg is, ek het jou gesê van die kyk wat hy het. En toe bring sy 'n pak goulash vleis, daai kookvleis. Ja. En wat min mense weet is my pa was links en hy het gebrei en hy het 'n lelike kyk gehad, hè. Want nou gryp hy daai vleis so in die linker klou. En hy bekyk dit so en hy kyk my ouma met daai so nou jy kan net dink wat het na dit gebeur, ja. ja nee. So dit was my baie snaaks gesê, dit is tog interessant geweest. Hoe was jou ma gewees as 'n ma? Want sy's 'n sweet old lady nou, né? En as hulle dan praat, Kwai en beneek. maar dis maar altyd so interessant want
dis altyd 'n good cop, bad cop, né? Ja, sy Maar- was altyd my pa omdat hy so min by die huis was. Wou hy altyd net Good cop. ja, hy was 'n good cop. En maar my ma was die een wat agter die skerms alles agter mekaar aan die gang moes hou, né? Ja. En ek sê altyd as daar iemand is wat 'n medalje moet kry, is dit sy. Want pragtig waar sy het vir ons groot gemaak en sy het 'n goeie job daarvan gemaak, dink ek. En ek dink sy mis baie keer waarvan jy nie eens bewus is nie, mis sy dalk jou pa gekonsol het. Ja, want ek meen dit ja. En ek dit dink sy steunpilaar. ja. En sy sê hy het nie baie met haar gedeel nie, maar hy was op sy vreemde manier baie lief vir haar gewees. Dis hulle ja. Nee, hy was baie lief vir haar. Ek dink Ja. hy Ek dink hy was tot die dag van sy dood, ja. sy lief. Was sy die vrou vir hom? Ja, vertel wat 'n storie vertel sy van die hospitaal? Ja, wat sy om die laaste keer gaan groet het, net voordat toe dit nou naby sy tyd was, het sy besluit om saam met haar suster toe hulle kom kuier het na hom toe te gaan in die hospitaal. Maar toe het hy nou al klaar daai traggie in sy keel gehad. So en wat snaaks is, hy het altyd gespot oor daai ding. Hy het, as ons by hom kom, dis die humor wat hy gehad het. Hy het 'n skrikkelike dark humor gehad. Ek moet net dit ook gou vertel voor ek dit vergeet. As ons by hom kom, dan sal hy vir ons sê, I'm your father. So, dis die tipe humor wat hy gehad het, maar in elk geval, my ma het toe by hom gaan kuier, en hulle het daar gestaan, en hy het met my ma se suster gepraat, en toe hulle loop, toe het sy besluit, kyk, daai tyd was hulle toe nou uit mekaar uit gewees, het sy besluit, okay, sy gaan hom maar 'n soen op die voorkop gee, en sy sê sy het hom gesoen, en sy het omgedraai en sy het vir die laaste keer teruggedraai toe sy by die deur kom om te kyk en toe hou hy sy voorkop so vas waar sy hom gesoen het. So dit was special. Ek meen Ja. dit wys jou hulle was eintlik altyd lief vir mekaar. Dit is maar net oor daai Wel omstandighede. omstandighede wat daar was, ja. En weet daai trauma en dan gaan hy oorlog toe. Hy het PTSD gehad, né? Dit het elke keer net vererger as gevolg van dinge wat hy in sy werk moes sien. En soos wat ons vroeër gesê het, daar was nie enige hulp vir hulle nie. Jy het met die kapelaan gaan praat, 'n paar biere gedrink en dan as jy weer terug werk. 'n paar biere gedrink saam met die kapelaan. Ja, presies, né? Absoluut, ja. En hulle het vir jou 'n klomp pille in die hand gesê hoor ons het jou nodig op hierdie saak. Drink hierdie pil, jy gaan beter voel. En polismanne is bekend daarvoor. Hulle hou van kuier, hulle hou van drink, hulle hou van partytjie hou. En my pa was nie 'n uitsondering nie. Hy Wel, dit is te verstaan. Daar's mos daai ou gesegde wat sê he who works with monsters must be careful lest he becomes a monster himself. Ja. Want jy kan nie so op daai level operate en normaal wees die hele tyd. En ek dink omdat hy daai monster in hom gehad het, was hy 'n goeie polisman. Tuurlik. En ek dink is wanneer hy nie meer 'n monster mode was nie, wanneer hy weer ewe skielik is, moet hy nou weer normaal funksioneer. Ja, by die huis. En Met sy gesin. kom al hierdie goed wat hier onder die donkerte Ja. bewe kom uit, né? En ek weet nie hoe hy dit gedoen nie. Ek dink sy lewe Ja, was maar net so uitgekap. Daar was nie 'n ander manier vir hom gewees nie. Maar dis asof hy toe die saak nou afgehandel is, né? Want onthou dit het nou oor 18 jaar gekom. Elke keer ons dan word daar leidrade opgevolg, dan gebeur daar niks nie. Dan is daar weer na 5 jaar het iemand iets gesien en dan volg dit op as er niks nie. En toe dit nou die laaste keer gebeur wat die ou in die tronk nou na hom toe kom en hy kry toe nou net hierdie saak opgelos. Ek dink toe dit verby is, toe het hy regtig sy doel in die lewe verloor. Sy dryfkrag was weg. En ek weet nie of ek verkeerd is nie, maar van daar af het hy vir my moed verloor. Jy weet, hy het dis asof hy was doelloos, hy het nie meer 'n doel gehad nie. Maar ek het 'n vraag wat by my die hele tyd opkom wat ek heeltyd vergeet om te vra. Hoe weet ons dat daai ou wat selfmoord gepleeg het, een van die moordenaars was? Hoe het die mense geweet? Want die koerantberigte wat ek sien, praat van die moordenaar wat nou gespring het maar hoe het ons geweet dat daai ou eintlik deel was? Die ou wat saam met hom in die polisie in die sel was.
Hy het dit alles van Steenkamp, Hans het dit alles vir Steenkamp So vertel. hy het vir hom vertel my boetie selfmoord gepleeg. Nee, want hy kon nie meer met dit lewe nie. En jy weet die hartseer wat almal sien net die een kant, né? Maar ons almal vergeet eintlik, dit was 2 dogtertjies gewees. Ja, Dit was Petro ook gewees en onthou op 'n manier het Issie so iets gekry van die vonnis. Maar Petro wat nooit iemand vir haar vas. ja. daar's nooit iemand vir haar vasgemaak. Nie dat hierdie ou Danstron nie betrokke was nie, maar wat ek sê is Ja, hy was het nie- erken hy het haar verkrag vir Issie. Maar hy het gesê Barend het die skietwerk gedoen. So en as jy daaraan gaan dink, Petro het regtig nooit die justice gekry wat na toe moes gekom het nie. Maar weet ons verseker dat dit net daai 2 betrokke was? Op 'n stadium weet ek met my pa se ondersoek het hulle gedink die pa was ook betrokke. Die 2 ouetjies se pa. Ja, hulle was 'n berugte familie. Ja. Hulle was maar 'n Ek het gelees in een van die koerantberigte ook, hulle was bekend of berig. ja. Want ek dink by myself, nou meer ek die goeders lees, dan dink ek, kan ek moontlik wees dat daar 'n derde ou was? En ons weet nie. Dis die een ouetjie se Ja, arm. en dit wat ek Ja. Ja? Vertel maar. Nee, jy kan sê. Nee, Isabel moet ook 'n bietjie praat asseblief. Nee, kyk die Barend het 'n gebreklike handjie gehad. Sy pa het mos hoor sy hand gery. Ja. Nou logika sê die Hanstron dat sy boetie die Barend die meisiekinders geskiet het. Nou as jy nou vat, sou hy dit kon doen met een hand, nê? En mens vra jou baie self die vraag af, was in daai tyd nie forensies of sulke goed nie, maar ek dink nie op daai stadium het hulle regtig al daai goed gehad wat ons dalk nou het nie en ek weet ook wat my pa of wat my ma al vir ons vertel het is dit was so groot storie in daai tyd gewees dat baie mense die toneel vertrap het. So eventually toe die mense kom van Welkom en ander stede af, was daar nie regtig meer 'n toneel nie. wat hulle kan ondersoek het nie. Want dit bring my nou hierdie ding toe, nou, want as jy nou 'n gebreklike arm het en jy's 2 en daar's 2 meisiekinders, was hulle het hulle vasgemaak binne in die voertuig of want daai 2 dogtertjies gaan obviously spartel. Ja, dit was die hele Ja. kliks gewees van die storie want Die draad is eers gekry binne in die gebou. ja. Is dit so in die reeks ook? Ja. Ja. Ja, okay. Hulle was Ek dink ek is nou op telefoon. iets hierso. Hulle was telefoondrade was hulle vasgemaak gewees. Maar voor die tyd, nê, het hulle probeer vlug want as jy sien hoe die bloedmerke teen die muur was, hulle het geveg. Hulle het definitief Maar- met alles in hulle teruggeveg. Waarvan het die bloedmerke gekom? Want hulle was doodgeskiet obviously, né, na die Ja. tyd. Ja, maar voor die tyd is hulle verskriklik gemartel en hulle is Ja. krag. En dit was een van die mense wat daar was, sê dit was 'n verskriklike toneel. Die kinders is verniel gewees. Ja, baie. Ja, En ek dink Isie was gebyt ook en ja, sy het 'n bytmerk op haar. Jy weet, dis al hierdie dinge wat jy as jy 'n goeie forensiese tyd daar was toch glad nie 'n vingerafdrukstelsel of niks nie. Hulle kon die tandafmerk op haar skouer gesien het. En daar was sy kam. Hulle het 'n kam met 'n B opgetel. So dis hoe hulle Barend kon vasmaak op die toneel. Met die kam. En dan hoe dit gewerk in daai tyd. Okay, hulle was vermis en toe het jou ouma begin om daai selfde dag nog begin om vir mense te vra om te help soek vir my kind. Ja, kyk, hulle het by Ouses en Henning mos gebly. En Henning het teruggekom van die werk af en hy het gevra, hoorie, maar as die kinders nog nie terug van die swembad af nie. En toe is my broer ook nog intussen, toe is my pa ook intussen terug. En hy sê, hoorie, maar hy het teruggegaan, hy het hulle gelos daar, hy het rondgery en hy het huis toe gekom, hy het gedink hy gaan hulle hier kry. Maar hulle het aan maatjies gehad en hulle het gedink hulle het dalk by die maatjies gestop.
En toe het die ouers begin rondbel en toe sê hulle nee, maar hoorie, dis nie so nie. Nou is iets fout. En teen die tyd wat Henning by die huis gekom het, toe is dit nou al aand en toe bel hy vir kolonel Ad en sê hoorie, kom, nou moet julle begin soek, die meisies is weg.